Heel veel mense kan voorplanting, was eers 'n plek, as jy enige soogdier vat, sal jy die basiese selle ontwerp sien in die voorplantingsproses. Hoekom is voorplanting belangrik? Sodat die volgende generasie kan aangaan. Anders gaan 'n spesies uitsterf. Hulle kon die kat, die hond, die skaap, die bees gevat, en enige soogdier, maar fossiel het besluit, kom ons doen die mens. Die rede daarvoor is, daar is dit een rede. HIV-vigs, wat baie hoog in Suid-Afrika nog steeds is half nie meer so baie in die media so dit was 20 jaar terug nie, maar ons het nog steeds een van die hoogste vigsyfers in die wêreld. Nog steeds. As jy nie weet wat HIV vigs is nie, dit is wat? HIV. Wie weet wat het is? Ons moes dit behandel. Alright. Omdat julle dit behandel het, net om 'n verwarring te sorteer, wat is die verskil tussen HIV en HIV? HIV is 'n Afrikaanse weergawe, is 'n Afrikaanse naam, en HIV is 'n Engelse naam. So dit is presies dieselfde ding. Dit verwys na die virus. Wanneer jy die virus optel, dan word jy beskou as positief vir die virus, HIV positive. Daar is nie 'n cure vir HIV. En 20, 30 jaar terug, waar ek 'n student was en so, was die lewensverwagting vir iemand met HIV 10 jaar. 10 jaar max. Was dit 20, 30 jaar terug gewees. Met nuwe pille en so kan hulle jou lewe verleng, maar jy sal altyd HIV positief wees. Altyd. So die rede, en dis hoekom het ons behandel, omdat die statistieke het gewys dat meisies in Suid-Afrika, nou nie almal nie, maar die statistieke wys dat meisies so jonk as 10 seksueel aktief is in Suid-Afrika. 10. Al verskillende kulture en so. En dit maak 'n deur oop vir goeie soos siektes en daardie. Dus dit wat die regering wil hê, ons moet so gou as moontlik hierdie goed behandel, julle die konsep verstaan en so. Ek kon enige dier gevat het, maar hulle wil nie. Nou, die probleem is net, julle word groot met media en social media wat 'n wanbegrip gee oor seks en voorplanting. My vraag is, wat weet julle, wat sê die Bybel wat sê, waaroor gaan dit? Ja. Mag het eers doen as jy geraak is. Okay, daar's 'n rede daarvoor. En nog iets? Jy en jou man of jou man en jou vrou gaan een word. Wat dink jy God daarby bedoel? Ja? Dat diegene van jou en Wat baie min kerke verduidelik dit eintlik. Die Bybel bedoel, jy gaan letterlik 'n koneksie hê met daai persoon. Omdat 'n mens, volgens die Bybel, bestaan uit 3 dele. Korrek? My kyk is Engels, ek gaan dit in Engels doen. Jy het die body, dis jou vleis en jou bene en al jou bloed en alles en so, jou vetselle en so. Jy het die soul en jy het die spirit van God wat jou lewendig maak en so. Die probleem is net, elke keer as jy met iemand slaap, het jy 'n soul tie. Jy bind emosioneel en jou eie wil met daardie persoon. Ons noem dit soul ties. So jy gaan saam met die ander persoon se soul gaan jy bind. En dan het jy steeds die body en die spirit in daai kant. So jy gaan 'n binding hê. Hoe kan dink jy moviesterre kan ongelukkig wees nie? Omdat hulle so baie ronde slaap
dat hulle verskillende mense het wat hulle mee gebind het en hulle sal nooit gelukkig wees met die persoon waarmee hulle beide is nou nie. Omdat hy is altyd vergelyk met daai ene wat net vir my beter hanteer as daai ene. Verstaan jy? En daai was meer vriendeliker as daai ene gewees. Daai was bietjie mooier as daai ene gewees. So, jy gaan altyd vergelyk en nooit gelukkig wees. En dis wat die Bybel bedoel, julle gaan een word. Daar is 'n fisiese soul tie tussen man en vrou. Dis hoe God dit spesiaal en mooi geskep het. Satan is alles teenoorgestelde wat God wil gehad het. En dis hoekom meer al die sitcoms, alles wat ons kyk en so, maak dit 'n lelike ding, terwyl dit 'n mooi ding vir moet wees, die dag wanneer jy terug vir jou man en vrou op die dag, waar jy kan bind. Julle is so gebrainwash, ek weet nie of julle gereg is daarvoor. Of julle is so gebrainwash deur media en lelike goed daar buite in die internet, ek gaan nie van dit noem nie, dat julle gaan ongelukkig daai sonde wat jou gaan jou hele lewe lank aan, as jy nie gaan wegstap daarvan af. Ek weet baie van julle het al gekyk al. Videoetjies, fotootjies van Karl Mann se vroue bla 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 bla. Nooit pornografie, dis verslawend. Dit kom van Satan af. Dis daarso om die huwelik op te breek. Dis 'n hele lelike manier vir wat die huwelik eintlik bedoel het. Keuse is by jou, dis jou liggaam, dis jou lewe, dis jou besluit of jy 'n gelukkige huwelik wil hê of nie. Ek dink een persoon sê, ja, ek wil geskei wees nie. Ek wil nie 10 keer of 3 keer geskei wees nie. Wel, ek dink niemand wil dit wil hy route stap. Ek dink jy wil trou en gelukkig getroud wees en tot jy die dag sterf, so dit moet bedoel word. Right, so daai is eintlik wat bedoel is daarmee. So ons, die ouers het nie gesprek gehad oor al die ongemaklike gesprekkies wat ek nie gaan nie. Ek behandel uit 'n biologiese oogpunt na bevrugting plaasgevind het. Wanneer die spermsel en die eiersel bymekaar gekom het. Dis waar ek begin. Die biologiese kant van alles. So wanneer ons selles, as jy dit plant, die spermsel en die eiersel smelt en vorm 'n sigoot, klomp eierselletjies wat gaan vermeerder, wat later 'n embrio gaan word. Baie onvermy na bladsy laaste toe. Waar is daai foto's? Okay. Gaan embrio word wat later dan 'n fetus word. 'n Fetus gaan dan groei tot hy 'n baba word. Wat is verskil tussen 'n fetus en 'n baba? 'n Fetus en 'n baba, ja. Hy word gebore. Terwyl hy nog in die baarmoeder is hy lewendig. Hy het al sy emosies, hy het al sy sintuie, hy het die Gees van God benoem, hy is binne jou. Binne jou baarmoeder. Tot hy gebore is die baba. So is dit. So. En dis waar die mense in Amerika so van die pad af geraak het. Protect my body is, ek het die kool en al die tipe goed en so. En is nie so, dis nie matige tak om selfs en so nie. Dit is my eintlik baie lelik om te sien waar ons die laaste 5 jaar vandaan kom met Biden wat in beheer was en sê goed is, waar sonde te regverdig rond te slaap, maar ek sal moord pleeg omdat ek het nou 'n babatjie. Jy vir aborsies. Aborsies wanneer die baba gaan vernietig, binne die baarmoeder en maak hom dood. Dit is 'n aborsie is. So is eintlik moord. Dit is eintlik waar dit gaan. Even in Afrika is ook legal om te doen.
So, mense wat rondslaap en kinders babatjies fetus doodmaak om hulle nie baba wil hê nie. So jy wil sonde doen, jy kan die verantwoordelikheid daarvoor vat nie en dan moet jy moord pleeg ook en so. Ek het so 'n bietjie, ek voel hierdie duiwel is lekker los in die wêreld. Want hy is in beheer hier soos inderdaad. Alright. Kom ons begin met die heel begin. Wat sê 39? Die doel van seksuele voorplanting. Seksuele voorplanting stel mense in staat om voor te plan. Dit wil sê om 'n baba te hê. Jy het reeds in die vorige afdeling geleer dat jy twee geslagselle saamvoeg sodat 'n seksuele voorplanting kan plaasvind. Mannelike geslagsel word 'n sperm genoem, 'n vroulike geslagsel word die oowam of die eiersel genoem. Puberteit. Mense met voortplantingsorgane gebore, mense word met voortplantingsorgane gebore, maar ontwikkel slegs gedurende adolessensie tussen 9 en 18 jaar ouderdom. Die liggaam verander en word seksueel ryp. So puberteit is wanneer jy begin seksueel ryp word. Wanneer jy begin eintlik ontwikkel sodat jy eintlik kan voorplant. Dit is deel van jou ontwikkeling. Mens, enige soogdier, in jou hond of 'n kat is gebore met mannelike en vroulike geslagsdele, maar hulle is nog nie reg om voor te plant nie, tot hulle 'n sekere ouderdom is vir ontwikkeling. En dit is wat ons noem puberteit. Nee, jy gaan puberteit doen in ouer dag. Puberteit gaan ook in ouer doen, waar jy besig is om volwasse te raak en so. Jy kan nie 'n kind vir ewig bly nie. Dit is normaal. Jy moet daardeur gaan. Jy gaan volwasse raak. Jy gaan eendag 40 raak, grys wees en lelik raak en so. Dis deel. Dis vir meisies bedoel. Die seuns gaan meer handsome en oulik raak en so. En wat? 'n man is so rooi man, hy raak net beter in ouderdom. Maar vroumense is soos 'n waslaap. Ja, baie mooi. Ek gaan nou 'n baie Ja. Nee, wat van Donald Trump? Hy het nie gras As alle uitsonder op 'n reël bly. Miskien is hy 'n alien of iets. Nee, hy is 'n narkie. Ja. Waar? Ons gaan politiek gesels hier, maar ek weet as Biden maar Hy's baie beter. Alright. So, ek gaan vir my. Skryf vir my al, ons gaan begin lees. Jy eenvoudig dit te sê. Vandag gaan ons net doen 'n teks met skool en ek wil ook net skryf vir opskrif menslike voorplanting en dan gaan julle net vir my gou vir my daai twee bullets opsom. Die mannelike geslagssel word die sperm genoem, die vroulike geslagssel word die ovum genoem. Dan gaan jy skryf puberteit, ek hoop jy onderstreep hierdie goed. Wat is adolessensie en wat is puberteit en jy gaan die skets vir my teken van bevrugting. Die spermsel en die eiersel smelt saam. Enige vrae daarteen? Sprong net vir my, dis waar ek vandag stop. Ek wil klop of ek hier in die klas kan betaal merkie. The shocking. My toetsen. 68. Let's see. Dis
Maar is die nou wel afgeteken in Jan? Mag jy die so stadig ook in bullet points op? Ja. Wetenskap niks. Wie het begin sommer doen net hardloop my klaskamer toe. Slaap. By my rekenaar is die hele pak. En weer vraagstel. Sê wil jy prentjie teken ook? Job, soms wel. Je moet haar zitten en de scherm zal je eerst. Die bullets. Nee, as ek maar vra, wat het ooit gebeur met die eerste keer? Dit was dit sou dit die eerste keer. Dit is seker 2 maak gecheck het is alles goed hier. Ja. Beter van my was. Ja.
Ons doen daai werk vir ons ook al. Die verhouding van metaal, wat die molekules sit uit, die metaal sit uit, daar sit hier vas. Hy klas is klaar. Moet ek die rekenaar doen? Hier is 'n bom môre nog. Hoeveel nog is dit? Hier is ook op 'n veld vir ons beste. Ja, maar praktisch. Dat is eigenlijk hoe je nog wat Franswijk is op die fiets. Wat jy baie goed wat jy gesê van. Ja, hier, dit is een maatje. Wat ik van Jy ik kan doe die het touch jy kan grab. waar. Ek jou is maar gesprek daarso of is dit is 17 op die klaslys? Is dit te moeilik om jou naam en al op te skryf? Jy weet goed hoe ons probeer te doen.
Yes. Kan nie. Môre die hoërskool wysigheid en onderwys. Wanneer jy kry 'n naam met as jy jou naam kies as 'n gevolg van die sport of die iets waar jy naam is, die rus is jy maar nie in Ja. gesit het. Ja, die is 'n probleem. Van wel. Nee, jy moet dit. Das ist noch ein jou sleg. Voor jou. Ja. Je werkt klaar, je weet niet dat zij het verspreiding spelen. Dus skets en alles. Je bijskriften, rechts in de blokje. Je was je blok, wat je titel waar is, je verwijzing. Je ziet klaar niet.
Nou vra ek. Almal kom. Nee, gewoonlik jy kry dit te bad eintlik net afdeling aan en afdeling B wat moet is fout afdeling plaas. Soos teken die blare in plaas van die blomme. Met 6 kinders gehad wat bottels geteken het in plaas van blomme. Wonderlik hoe dit doen. Net 4 kinders kan ook onthou in die film van plante sade, dat hulle sade maak, dat hulle nie sade maak. Terwyl ek het elke keer in die klastoets gevraag. Weet jy wat sê julle gekry, as ek nie klastoets in julle gehad. Voor jy vanaand in jy kussing gestaan en huil, miskien met jou punt is, want jy het dit goed gedoen in die taak. Die navorsingstaak die olifant het vir julle baie gevind, dat ek die taak ook so 'n bietjie makliker gemaak het, omdat ek weet, die eerste toets en NW is vir julle 'n skok. So, as jy net nie deurgekom met 'n vraag stel nie, kan die taakie miskien jou net deurbring. Ja. Dis nie moeilik nie. Dis net moeilik hoe meneer die vraag vra. Dis al wat Jy sien, ek wil so dat die departement sê, fokus op as 7 en weer is terminologie. Dis nie ek nie. ja. Ja, as jy waar Jy het gekies om graad 6 deur te kom. wat moet jy ry 3 keer. Nee, mooi stel. Maar wat kom jy Jy gaan? Julle, ek sien vir julle weer môre vir Ja, julle korrek. en goed. As ons weer môre 'n klein gedeelte ingaan met dit en so. Ja, hooplik ja, ek sal dan môre die vrae se wil bly gaan so. Dan sien jy so. Ja, ek sê vir almal ja, breekie. Nou weer ek breekie skerm maak. Ek was van ons gebruik. Ek het die stoel Hi. Almal bly stil. Alexander, ek gooi met 'n pen. Mag nie opgooi met 'n pen. Ry Sakie, ek gaan van hier na my toe. Maak best stil. Bly stil, julle. Bly stil. FC gaan kry. FC gaan sit. Andrei, sit in die stoel. Dan lag jy. FC wat? Hoekom sê vir ons best wel maar Alexander, bly stil. Alexander, net stil bly. Chokie bly. Bly stil. Alexander, bly stil. Ellie. Shut.
Papa was. Shut up. Stove. Like Alexander. Like stove. Ook maar, jy het toch blijven fixen, deze kolen zijn gelaagd op rijden, dan is hij actually stil. Okay, ek baie jammer Heidi. Je kan zijn stil blijven. Maar hy het met hom gepraat. Oké, Die matcha. Dankie.